Ons weet nou wie die sluipmoord op Charlie Kirk gepleeg het. Tyler Robinson. Robinson het groot geword in 'n normale, mens kan amper sê heilsame gesin. Sy pa, 'n oud baljier, het hom later aangegee by die polisie nadat hy tot die moord erken het teenoor hom. Die geweer en ammunisie waarmee hy geskiet het, was versier met sogenaamde antifasistiese uitsprake, onder andere Hey Fascist Catch en Bella Ciao, die proteslied wat deur die Italiaanse kommuniste gesing is in hul stryd teen die fasistiese oormag. Robinson se pa het vertel dat sy seun op aanlyn groepe grootendeels deur die media se invloed oortuig is dat Kirk 'n onverdraagsame fasis is wat haat propageer en dat sy woorde gelykstaande aan geweld is, hierdeur geregverdig om met geweld beantwoord te word. Wat vir my baie interessant was om te lees dat presies dieselfde propaganda wat gelei het tot Robinson se radikalisasie, wat veroorsaak het dat hy Charlie Kirk vermoor het, amper woord vir woord deur Netwerk 24 gebruik is in hul eerste opiniestuk na Kirk se moord. Mens kan dus sien dat die linkse masjien in Suid-Afrika hul wend tot presies dieselfde spelboek as in Amerika. En dat dit dus nie 'n skok hoort te wees dat ons dieselfde vlak van geweld of nog erger hier ervaar nie. Die propaganda-skrywers in Suid-Afrika het dieselfde bloed op hulle hande as die in Amerika. As al politieke geweld is, dan is dit eintlik altyd die regses, die Christene en natuurlik die Trump-ondersteuners wat blameer te hoor te word. Of so, meen Gert van der Westhuizen, die politieke redakteur van Netwerk 24, in sy jongste opiniestuk oor die moord op Charlie Kirk. Na aanleiding van hierdie gruwelike moord op Kirk, het van der Westhuizen 'n meningsstuk op Netwerk 24 gepubliseer, waarin hy beweer dat Trump en sy ondersteuners die Amerikaanse politiek gemilitariseer het, en dat dit juis hulle is wat die saad van onverdraagsaamheid saai. 'n Saad wat volgens hom nou selfs in Suid-Afrika begin ontkiem het. In dieselfde asem verwys hy ironies genoeg na 'n geskiedenis van politieke sluipmoorde en politieke geweld wat lank voor Trump bestaan het en juis meestal teen konservatiewes gerig was. Ons gaan dus in vandag se video kyk na die ironie, die selfondermyning en die openlike miskennings van feite in van der Westhuizen se argument. Veral sy volkome bizarre bewering dat 'n kultuur van politieke geweld besig is om vanaf Amerika na Suid-Afrika toe oor te spoel. Gert van der Westhuizen is die politieke redakteur van Netwerk 24 en in sy mees onlangse politieke meningsstuk oor Charlie Kirk skryf hy dat dit een van die bittervrugte is van die opkoms van Donald Trump in Amerikaanse politiek, omdat dit tot 'n meer gepolariseerde Amerika gelei het. Iets wat hy meen konservatiewes en regses lustig aan meedoen. Hy skryf dat die opkoms van Trump die Amerikaanse politieke landskap meer gemilitariseer het en dat die sluipmoord op Charlie Kirk in hierdie konteks gesien behoort te word. Die gevolgtrekking van sy opiniestuk is dat dit juis Trump en sy aanhangers is wat die saad van onverdraagsaamheid so lustig saai. En dat dit nie net daar in Amerika nie, maar ook hier in Suid-Afrika op vrugbare grond val. Sy skrywe is bedoel as 'n reaksie teen diegene wat wys op die aggressiewe en militante optrede van linkses in Amerika in die lig van die moord op Kirk, sowel as die onlangse sluipmoordpoging op Donald Trump. Die doel van der Westhuizen se skrywe is klaarblyklik om die teendeel te bewys, maar sy lyn van argumentering is eintlik te inkoherent en te teenstrydig om werklik sinvol te volg. Maar in hierdie video gaan ek tog probeer. In die eerste plek begin van der Westhuizen sy hele skrywe deur te beweer dat die Amerikaanse politieke omgewing volgens hom al vir eeue lank 'n gewelddadige plek is. Hy verwys dan na onder andere moorde op Abraham Lincoln en Kennedy, sowel as die sluipmoordpoging op Ronald Reagan. Maar dan spandeer hy die res van sy meningsstuk daaraan om te argumenteer dat dit as gevolg van Trump en sy ondersteuners is, dat daar nou soveel geweld in die Amerikaanse politiek is. Die vraag is dan nou natuurlik wat hy nou eintlik hier probeer sê, dat Amerikaanse politiek nog altyd gewelddadig was, maar dat dit dan nou as gevolg van Trump en sy ondersteuners meer gewelddadig is? En as dit die geval is, waarom word die geweld dan die heeltyd juis teen Trump en sy ondersteuners gepleeg in hierdie laaste paar jare? Meer nog, die vorige sluipmoordpoging op 'n Amerikaanse president waarna hy verwys, naamlik die poging om Ronald Reagan te vermoor,
was juis ook 'n sluipmoordpoging op 'n Amerikaanse leier wat homself aan die konservatiewe kant van die politieke spektrum geskaar het. Verder rep hy nie 'n woord oor die feit dat Kirk as medestigter van Turning Point USA duisende jong mense bemagtig het met Christelike, konservatiewe idees te midde van 'n oordonderende oormag van linkse propaganda nie, en dat hy juis daarom as so groot bedreiging beskou is. As daar nou al ooit 'n meningsstuk is wat sou uitstaan vir die hoeveelheid voorbeelde wat aangehaal word om die kern van jou eie argument te ondermyn, dan sou dit hierdie een van Gert van der Westhuizen gewees het. Maar wat hierdie meningsstuk nog soveel meer lagwekkend maak, is die feit dat van der Westhuizen beweer dat hierdie kultuur van politieke geweld besig is om oor te spoel na Suid-Afrika. En ter staving verwys hy na die uitspraak van Trump-ondersteuners en simpatisante onder Afrikaners. Kom ons staan net vir 'n oomblik stil en waardeer die ironie van hierdie bewering. Gert van der Westhuizen skryf hier oor 'n politieke landskap wat wêreldwyd bekend is vir die fenomeen van necklacing. Hy skryf hier oor 'n politieke landskap waar met die eerste demokratiese verkiesing van 1994 daar in daardie jaar alleen meer as 4300 mense vermoor is in politieke geweld waarby die ANC, PAC en IFP betrokke was. Hy verwys na 'n politieke landskap waar Nelson Mandela, die sogenaamde vader van die reënboognasie, in 1985 deur PW Botha die geleentheid gegee is om uit die tronk te kom as hy net sou beloof om op te hou om terrorisme te pleeg, maar steeds eenvoudig geweier het. Dan het van der Westhuizen waaragtig die vermetelheid om vanuit hierdie konteks te gaan staan en skryf dat Trump en sy ondersteuners, ja, by implikasie ook Charlie Kirk self, klaarblyklik verantwoordelik daarvoor is dat 'n kultuur van politieke geweld oorspoel na hierdie land en dat dit klaarblyklik deur konservatiewe regs is, mense soos ek en jy, gefasiliteer word. Van der Westhuizen se absurde opinie behoort afgelag te word vir die klug wat dit is. Wanneer 'n politieke redakteur van 'n groot publikasie die waarheid so blaatant kan verdraai, word hy 'n uiters gevaarlike instrument van misleiding. Hy skep immers 'n narratief waar volgens Afrikaners, Christene, konservatiewes stelselmatig as die skuldiges of scapegoats vir politieke geweld uitgebeeld word, terwyl die werklikheid, die geskiedenis, die data en selfs die voorbeelde wat van der Westhuizen self in sy stuk aanhaal, juis presies die teendeel bewys. So word die werklikheid verdraai en so word die pad gebaan vir verdere demonisering van 'n groep wat niks meer vra nie as om behandel te word soos ons ander mense behandel. So word die pad gebaan vir mense soos Robinson om ander te gaan vermoor omdat hulle glo dat hulle geregverdig is om dit te doen, omdat hierdie groep juis so gedemoniseer is. Dit is wat van der Westhuizen hier probeer regkry. Presies dieselfde wat gelei het tot die moord van Charlie Kirk. Dieselfde argumente wat die linkses in Amerika gevoer het, wat vir Robinson oortuig het dat hy is geregverdig om 'n ander lewe te neem, omdat hy nie saamgestem het met die woorde wat uit daai man se mond uitgekom het nie. Van der Westhuizen doen dus hier presies dit waarvan hy ander mense beskuldig, naamlik om politieke haat en polarisasie so ver aan te wakker dat dit oorgaan tot moord toe. Dit is presies waaroor ons vryheidsstryd gaan, om ons eie toekoms uit te kerf sonder om die heeltyd onderdruk, uitgemoor en verguis te word. In 'n onlangse video het ons juis gewys op die belangrikheid daarvan om juis nou, terwyl ons vyande verswak is, hierdie stryd met hernieude ywer voort te sit. Ek kan daardie video kyk deur nou te klik op hierdie skakel op die skerm. En sterk ons hande in die stryd deur 'n betaalde lid van die Willem Petse groep te word. Ons kan nie mense se harte verander sonder u ondersteuning nie. Volg slegs die stappe op die banner onder aan u skerm. Totsiens en God seën u.